dit gaan sommer baie goed saam met Tannie vandag en ek is so bly om vir julle weer 'n storie te bring van ons Here Jesus en die wonderwerke wat hy gedoen het toe hy hier op aarde was. Kom ons luister. Die storie van Jesus deel 6, Wonderwerke. Op 'n keer het Jesus vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. Terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Skielik was daar 2 manne wat met hom praat. Dit was Moses en Elia. Hulle het in die hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Petrus en die ander het intussen vas aan die slaap geraak en toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die 2 manne wat by hom staan. Toe die manne aanstaltes maak om van hom af weg te gaan, sê Petrus vir Jesus: Here, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en gooi sy skaduwee oor hulle. En toe die wolk hulle insluit, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê: Dit is my seun wat ek uitverkies het. Luister na hom. Maatjies, dis God wat uit hierdie wolk uitgepraat het oor Jesus. Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het hieroor stil gebly en in daardie tyd vir niemand anders enige iets vertel van wat hulle gesien het nie. Toe hulle weer by die ander disippels kom, sien hulle 'n groot menigte mense daar rondom hulle en geleerdes wat met hulle stry. Die hele menigte mense was verras toe hulle Jesus skielik sien en het nader gehardloop om hom te verwelkom. Hy het vir die skrifgeleerdes gevra: Waaroor stry julle met my disippels? Een van die mense het hom geantwoord: Meneer, ek het my seun na u toe gebring, omdat hy van 'n bose gees besete is, wat hom stom maak, dat hy nie kan praat nie. En elke keer as die gees hom gryp, gooi hy hom op die grond neer. Dan kry hy skuim om die mond, en hy kners op sy tande, en sy spiere trek saam. Ek het u disippels gevra om die gees uit te drywe, en hulle kon nie. Jesus sê toe vir sy disippels: Ongelowige geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom hier na my toe. Hulle het die seun na Jesus toe gebring. Net toe die bose gees vir Jesus sien, het hy die seun geweldige stuiptrekkings laat kry. Hy het op die grond neergeslaan en rondgerol, met skuim om die mond. Jesus het vir die pa gevra: Hoe lank is dit al dat dit hom oorkom? Van kleins af, antwoord hy. En baie keer het die gees hom al in die vuur en in water gegooi om hom dood te maak. As u tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. As u iets kan doen, sê jy, antwoord Jesus hom. Vir die een wat glo, kan alles. Ek glo, roep die seun se pa dadelik uit, help my in my ongeloof. Toe Jesus sien dat 'n menigte mense aangestroom kom, het hy die bose gees skerp aangespreek: Jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en moet nooit weer in hom invaar nie. Die bose gees het die kind laat skreeu en ewige stuiptrekkings laat kry en toe uit hom uitgegaan. Dit het gelyk of die seun dood is, sodat baie mense gesê het, hy is dood. Jesus het hom egter aan die hand gevat en opgehelp en hy het opgestaan. Die kind was gesond en Jesus het hom aan sy pa teruggegee. Almal was verslae oor die grootheid van God. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe: Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers sinne? En Jesus antwoord: Dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers sinne nie, maar hy is blind, sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom,
wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Nadat Jesus dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak by die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloambad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe, maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie? Party van hulle het gesê, dit is hy, maar party het gesê, nee, hy lyk maar net soos daardie man. Dit is ek, het hy self gesê. Hulle vra hom toe, maar hoe het jou oë dan reg gekom? En hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê, gaan na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. Liewe maatjies, ek wil hê dat julle moet onthou, soos Tannie vir julle voorheen gesê het, dat julle moet bid in die oggend as julle opstaan, bid in die aand voor julle gaan slaap, liewe maatjies, en vra liewe Jesus om julle te beskerm. Enige plek waarna toe julle gaan, enige kar wat julle inklim, bid eers en vra die Here om vir julle te beskerm. Moet ook nooit vergeet nie om altyd te bid voor julle enige iets eet of drink. Dankie die Here vir die kos en vra hom om dit te seën. En ek hoop julle sal onthou wat Tannie vir julle leer. En julle moet mooi bly tot 'n volgende keer en onthou dat Tannie is lief vir julle, maar Jesus Christus is baie meer lief vir julle. Julle moet soet wees tot 'n volgende keer. Bye!